Goeiemôre, baie welkom. Wat 'n voorreg om die woord van die Here aan u te bedien. Vir hulle wat ons gaan volg op YouTube, baie welkom aan u. Mag die Here u seën vandag, mag die woord van die Here u seën. Ons is besig om te praat oor ons posisie in Christus. En elke keer dan gaan ek bietjie vorentoe en dan gaan ek weer bietjie terug en dan gaan ek weer bietjie vorentoe en dan gaan ek weer bietjie terug. Want die Heilige Gees is besig om my te help om. En ek het laasweek 'n boodskap gepraat oor jy kan nie nuwe wyn in ou wynsakke sit nie. En hoe meer ons wil leer oor wie ons is in Christus, hoe meer kom die idee by my op deur God die Heilige Gees is, maak seker dis nuwe sakke. Maak seker dat hulle wat die woord hoor het nuwe sakke. En probeer dit nie verstaan met ou wynsakke nie en jy probeer nuwe wyn ingooi nie. Veral wanneer dit kom by die nuwe verbond en wie ons is in Christus. Dit is maklik om te glo dat niks het verander nie, ons is dieselfde. En die woord van die Here is welkom julle, welkom by. En die woord van die Here sê vir ons is 'n nuwe skepping. Net wat dit beteken om hoe te wees, maar vanmôre wil ek met u praat oor ons wil net so 'n bietjie teruggaan oor die prys van disippelskap. Wat dit kos om Jesus te volg en werklik 'n volgeling van Jesus te wees. Ek weet, jy kry in die Bybel dat die mense hom so gedruk het, want hulle wou die wonderwerke sien, hulle wou sien wat hy doen, maar daar was een vroutjie in 'n spesifieke plek wat aan bloedvloeiing gelei het, en sy het gesê in haar hart, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En ons ken die situasie, ons ken die verhaal, waar sy deur die skare druk en sy soem aanraak en hy stop. En hy sê, wie het my geraak? En sy disippels is verbaas en verstom. Hulle sê, hoe bedoel jy wie het u geraak? Kan jy nie sien hoe die mense u druk nie? En hy sê, ja, maar iemand het 'n demand gesit op dit wat ek dra. Want krag het uit my uitgegaan. En baie keer sien ek dit in mense se lewens wat die Here volg. Ek gaan net hier stop vir 'n oomblik, Marlene, ek dink nie die ding is nou. Ek het hom nou reg gedruk hier nie. So kom ons maak net eers die ouetjie reg en dan gaan ons weer probeer. Ek weet nie wat ons daar gedoen het. Sorry. Hy gaan. Met die gevolg is, jy kry baie mense wat agter Jesus aanloop, vir wat ook al 'n rede. En daar's min wat regtig indruk in wat Jesus gedoen het. En ek wil u uitnooi weer eens vandag. Die boodskap is altyd dieselfde. Is om gelykvormig te word aan Christus Jesus. Hy is ons voorbeeld. Daar is nie 'n ander voorbeeld nie. Ons loop nie agter 'n mens aan nie. Ons loop agter die Jesus, die Seun van God, wat vir ons kom wys het wat is moontlik op hierdie aarde. Nie wanneer jy eendag in die hemel is nie. Dis nie hoekom hy gekom het nie, om jou eendag hemel toe te gaan nie. Ja, dis 'n bonus, ja, ons wil hemel toe gaan, absoluut. Maar vir jou en vir my te wys hoe om oorwinning te lewe op hierdie aarde, terwyl ek en jy hier wandel. En ons weet, ek gaan net hier oopmaak vir jou. Ons weet wat sê Johannes 10 vers 10. Die dief kom wat? Net. Hy kom net om wat te doen? Om te steel en te slag en te verwoes. En dan sê Jesus, maar ek het gekom, dat julle wat? Dat julle lewe, en hierdie lewe in oorvloed kan hê. Nie sodat jy geseën kan word en geen probleme het nie en 'n bankrekening vol geld het nie en alles gaan goed nie. Dis nie wat hy sê nie. Sodat jy lewe, elke dag wat ek en jy het om in te asem, is 'n absolute geskenk van God. Ek hoop jy sien dit so. Ek hoop in die oggend as jy jou oë oopmaak, sê jy dankie vir nog 'n dag, Here, wat u bygevoeg het by my lewe om alles te wees wat u wil hê ek moet wees. Dankie vir nog 'n geleentheid om verander te word in die gelykenis aan Jesus, die een wat ek navolg. As ons nie dit wil doen nie, vriend, dit is okay. Daar's nie 'n probleem nie. Jesus is nie kwaad vir jou en vir my nie, maar daar's altyd hierdie uitnodiging om te wees dit wat hy wil hê ek en jy moet wees. En ek vind, en dis my opinie, ek vind in dit wat ek met kerkmense te doen het, en Christene te doen het, dis bitter min wat bereid is om die prys te betaal
om werklik disippels van Jesus te wees. En ek wil met u daaroor praat, want dit is belangrik, veral in die tyd waarin ons is, dat ek en jy die lig van die wêreld sal wees en die sout van die aarde. Dis jou roeping. Dis hoekom jy hier geplaas is. Om anders te wees as die wêreld, maar om 'n lig te wees in duisternis, om sout te wees vir hulle wat verlore gaan. In Matteus 28 vers 19 praat Jesus met die disippels en hy gee vir hulle hierdie woord. Hy sê, gaan dan heen. Nie kom by mekaar nie. Dis nie wat hy sê nie. Gaan dan heen. Jou en my oesplek is nie hier nie. Ons is, almal wat voor my sit glo ek het 'n verhouding met Jesus, is bekeerlinge, is volgers van Jesus. Dis nie ons probleem nie, dis nie ons oesveld nie. Ons kom hier by mekaar om mekaar te bemoedig, om daar buite 'n verskil te gaan maak. En al hoe ek dit kan doen, is om vir julle te bemoedig om te wees soos Jesus en sy voorbeeld te volg en myself uit te nooi. Dit is net sowel ek sit in daai stoel en ek luister na myself. Ek is nie hier as 'n hoër gesag wat alles 100% uitgewerk het nie en ek sê vir julle hoe om die lewe te lewe nie. Ek beloof u kan my vrou vra, ek lewe hierdie lewe. Elke dag. Elke dag. Ek het myself totaal en oorgegee om hierdie lewe te lewe. Dis nie net iets wat ek kom preek op 'n Sondag om jou te kry om beter te lewe nie. Ek probeer nie 'n verbetering op jou lewe maak nie. Dis onmoontlik. Jy's 'n nuwe skepping. Jy's klaar splinternuut. Of jy dit besef of nie, dis die probleem. Of jy dit glo of nie, dis die probleem. Of ons luister na almal se opinies, dis die probleem. Of glo ons werklik wat die woord van God sê? Hy sê, gaan heen, maak disippels van alle nasies. Maak disippels. Nie maak kerkgangers nie. Nie maak godsdienstige mense nie. Dis nie wat hy sê nie. Maak disippels. 'n Disipel is iemand wat gedissiplineerd agter Jesus aanloop. Dis 'n disipel. Jy volg sy voorbeeld in alles. In alles is ons soos hy. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nie julle eie opinies nie om 'n beter dag te hê nie. Leer hulle om alles te onderhou wat ek beveel het. Leer hulle om te wees net soos ek was terwyl ek op die aarde was. Daar is nie verskonings vir my en vir jou nie, vriend. Daar's baie vandag wat gaan sê, jy's maar net 'n mens, jy moet maar net, doen net jou beste, God kyk op jou neer, sy genade is vir jou genoeg, absoluut. Die feit dat jy hemel toe gaan, dis verseker. Maar hoe jy impak maak op hierdie aarde vandag, hang van jou af en of jy 'n disipel, 'n volgeling van Jesus Christus is of nie. En hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Amen. So ons weet dit. Hy gaan ons nooit begewe nie, hy gaan ons nooit verlaat nie. Dan in Matteus 7 vers 13 lees ons wat die mense noem, of die wêreld noem, the golden rule of life. En ons lees dit in die Bybel. Alles wat julle dan wil hê, dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen. Want dit is die wet en die profete. Do unto others as you would want them to do unto you. Lewe jou lewe so, die wêreld het daai motivering gevat. Sonder Christus is dit baie moeilik, want die selflewe is nog steeds in beheer van hulle lewe. En alhoewel dit 'n goeie motto is, om jou lewe te lewe, sonder die krag van God, die Heilige Gees, om jou te help om verander te word in dit wat Jesus vir jou is, en dit wat hy vir jou beteken, en agter hom aan te volg, gaan ons dit doen baie keer, want dit ons pas, maar meeste van die keer sal jy vind, die wêreld met daai motto, wat hulle lewe, alhoewel dit 'n goeie motto is, dis moeilik om dit by dit te hou. En dan sê Jesus 'n baie interessante ding, nadat hierdie stelling gemaak is. Hy sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort, en wyd is die pad, wat na verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou, en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Ek weet nie van u nie, toe ek hierdie skrif gelees het, het ek gedink aan hemel en hel.
Daar's baie wat, dis groot is die weg wat na die hel toe lei, en min mense word gered en volg Jesus. Ek wil vanmôre vir u sê, dis nie waarvan dit praat nie. Praat nie oor hemel en hel nie. Daar's net 2 plekke waar die Bybel actually praat oor hel. Daar's baie references toe dit, maar beteken nie hel soos in hel nie. En hier is een van die plekke waar die Bybel vir my sê, daar is baie mense, en ons praat ook kinders van God. Jesus is besig om te praat, hy sê, lewe hierdie lewe so, doen aan ander soos jy wil hê hulle moet aan jou doen. Maar ek gaan dit vir jou sê, daar is 'n groot poort, en daar's 'n wye pad, wat baie mense gaan inloop. Hulle gaan nie weet wat dit verstaan nie. Hulle gaan nie verstaan hoe om hierdie lewe te lewe nie. En dan is daar 'n klein poortjie, en 'n smal pad. En hoeveel vind dit? Hoeveel vind dit? Min. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy voel, jy voel alleen, jy's die enigste een wat hierdie boodskap preek, jy's die enigste een wat hierdie boodskap leef, en almal om jou, moenie bekommerd wees nie. Kry goeie moed, want Jesus het vir jou en vir my gesê, dis wat gaan gebeur. Daar's min wat hierdie pad geloop, vriend. Dis min wat uitverkoop gaan wees aan hierdie Jesus Christus, wat sy lewe vir my en jou gegee het, sodat jy kan wees alles wat hy wil hê jy moet wees, waar jou lewe absoluut gekruisig is, neergelê is, en jy lewe in die krag van die Heilige Gees, wat nou in my en in jou woon. Dis 'n totale ander lewe, as die lewe waar die poort wyd is, en die pad is wyd. Baie loop op daai pad. Baie kinders van God loop op daai pad. Daar's nie oordeel nie, daar's nie kritisie nie. Daar's weer eens vanmôre die uitnodiging om te wees dit wat hy sê. Om te glo dit wat hy sê. Is die belangrikste ding wat jy kan doen. Is om die woord van God vir jouself te vat en te sê, dis wat hy sê, dis wat ek glo. Totaal geheel oorgegee aan dit wat Jesus vir my en jou sê. Jesus nooi ons uit. Hy sê vir ons in Matteus 16 vers 24. Hy sê vir sy disippels: as iemand agter my aan wil kom. As iemand. Dis 'n keuse wat jy maak. Ja, ek soek hierdie nuwe lewe. Ja, ek wil hierdie nuwe skepping uittoets. Ja, ek wil uit die nuwe skepping uitlewe. As iemand agter my aan wil kom. Nou gaan ek vir jou sê, wat moet jy doen? Wat is die vereistes om agter Jesus aan te kom? Eerste ding, hy moet homself verloor. Jy moet. Nee, jy kan kies nie, sien hoe jy gaan nie, 50% jou, 50% Jesus. Jy moet jouself verloor. Jy moet. Wat beteken dit? Wat beteken om jouself te verloor? Jouself uit te verkoop, uit te trek van wie jy is en Jesus aan te trek en te wees wie hy is. Totaal en al verloor. Jy verloor jou lewe. Dit alles wat jou maak. En mense sal vir my sê, en ek verstaan dit, dis hoe God my gemaak het. Dis nie hoe God jou gemaak het nie. Jy is 'n nuwe skepping. Al daai dinge wat jy voel, daai emosies, daai verlede, daai gedagtes, is wat jou verlede jou gemaak het. Dis wat jou emosies jou gemaak het. Dis wat jou gedagtes jou gemaak het. En vraai wat, ek het goeie nuus, dis nie die ware jy nie. Dis 'n identifikasie met daai persoon. En jy dink dis wie ek is. Nou sê Jesus, unless jy kom en daai gedeelte verloon. Jy moet dit verloon. Gaan die vyand my aanval met my verlede? Absoluut. Gaan hy vir my gesê, kom, onthou jy toe jy dit gedoen het? Gaan hy sekere knoppies druk wanneer iets gebeur in 'n situasie om my uit te lok om weer daai skande te voel en hoe sleg ek was? Absoluut. Hoe oorwin ek dit? Sodra hy kom en hy sê vir my, onthou jy die? Onthou jy toe jy dit gedoen het? Onthou jy sien hoe kyk daai mense, want hulle sien dit en dit. Onmiddellik vul ek my hart met wat God sê. Ek verloon daai ou self. Ek trek daai ou self uit en ek bekleed my met die nuwe self. En ek sê vir die vyand, weet jy wat? Ek begin met my Vader praat. Ek praat nie eens met die duiwel nie. Hy's nie my tyd werd nie.
Ek praat met God en ek sê ek so dankbaar, U het my volmaak gemaak. I am wonderfully and fearfully made. Ek dank U vanmôre, ek dra U gesag. Ek dank U vanmôre, ek is U tempel. Ek dank U het ingetrek. Ek dank U dat waar ek gaan, daar's ek geseën. Ek dank U my verlede bepaal nie my toekoms nie. Ek dank U ek is vol van U. Ek dank U U is die nuwe lewe in my. Ek dank U ek is 'n nuwe skepper. En raai wat gebeur met daai gedagte? Het geen krag teen die nuwe skepping, testament, verbond wat ek het met Jesus Christus. Maar soveel keer word ons vasgevang. Ja, jy sien, ek sukkel nog, ek het bevryding nodig, ek het die nodig, jy het nodig om te glo wat Jesus van jou sê en wat hy betaal het. Die prys is betaal, nie met silwer of goud nie, met die kosbare bloed van die lam. Jesus sê vir ons, hy moet homself verloon en sy kruis opneem. Hoe lyk jou kruis? Wat doen 'n kruis? As ek jou moet vra vandag, wat is 'n kruis? Wat is die doel van 'n kruis? Om iets of iemand te kruisig. Raai wie moet jy kruisig? Raai wat sê die Bybel oor dit? Ek is saam met Christus gekruisig. Is julle seker? Ek lewe nie meer nie. Ek wonder as ek elke dag daai leë kruishout optel en ek loop agter Jesus aan met daai kruis. En elke keer wat ek vir myself sê, ja, kyk nou wat doen hulle, kyk nou wat sê hulle, kyk nou oordeel hulle, en ek kyk na die leë kruis en ek sê, dankie Jesus, dit het niks met my te doen nie. Ek is 'n nuwe skepper. Dankie vir die kruis. Hy sê vir my en vir jou, verloon jouself, vat jou kruis. En wat doen jy dan? Volg my. Doen dinge soos ek dit gedoen het. Ja, maar jy weet, ons kan nou nie, jy kan nou nie net, jy weet, hou op. Verskonings maak vir hoekom ons verloorders is in die koninkryk van God en hoekom omstandighede ons oorweldig terwyl ek en jy in die binnekant die groter een is en ek en jy veronderstel is om die omstandighede te oorweldig. Hier is bemoedigend. Hier is goeie woord. Dit sal die lewe verander. Want Jesus sê, hy moet homself verloon, hy moet sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Dit maak nie sin nie. Dis hoekom Jesus so amazing is, want vir ons koppe maak dit wat hy sê nie sin nie. Hy sê nie, kyk, gaan na my motivering toe nie. Kry die beste mense om jou te leer hoe om dit te doen en daai te doen en daai te doen. En wanneer jy opgebou is en jy's reg, dan sal jy sien. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, verloon jouself. Vat jou kruis. Doen dinge soos ek dit doen. Dit's wanneer jy jou hele lewe, dit wat jy identifiseer mee, wanneer jy dit heeltemal verloor, dan en dan alleen, sal jy uitvind wie jy regtig is. Dan en dan alleen sal hierdie nuwe lewe jou vul. En jy sal wees dit wat Christus jou voorgekoop het. Tot dan, vriend, terwyl ek en jou vashou aan ons verledes en ons kritiesies en ons probleme en ons wat gaan ek doen? Hoekom gaan ek nie? Terwyl jy daar is, wat sê die Bybel? Wat leef daar in jou vlees? Wat leef daar? In jou vlees leef wat? Niks goed nie. Niks goed nie. Daar's nie eens 'n greintjie goed in daai lewe nie. Maar tog, slaan ons tent op. Tog, elke dag. Ek weet nou nie wat ek gaan doen nie. Die en daai. Het jy nog gesien hoe gaan dit en dit het niks met jou te doen nie. Jy het jouself verloon, jy het jou kruis opgevat en jy's besig om agter Jesus af te loop. Jy's besig om agter hom te volg. Ek sien 'n verhaal in Markus 10 vers 12 en 17. Ek gaan 'n bietjie draai. Ek gaan daai woord gebruik om ons te help vandag. Maar kom ek lees vir die Bybel sê, en toe hy op pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Ek wil weer eens vir u sê, die
vraag was nie, wat moet ek doen om eendag hemel toe te gaan nie. Hulle het nie so gedink nie. Die Jode het nie gedink oor eendag hemel toe gaan nie. Dit was nie in hulle gedagtes nie. Wat moet ek doen om ewige lewe, om hierdie lewe wat Jesus van praat, ek is die brood van die lewe. Uit jou binneste gaan uitvloei strome van lewende water. Hy praat van 'n lewe wat aan die binnekant van my en jou is, wat ons so maklik afwys en sê, ek is nou maar net mislik vandag, ek is nou maar net die. Jy mors tyd om te wees en te luister na die vyand en jouself uit te verkoop aan 'n wêreld wat verlore gaan, terwyl ek en jy vir my en jou sê, wees net, glo net wat ek vir jou sê, van wat ek vir jou doen, en wie ek is. As jy net dit kan regkry, hierdie jong man, die Bybel praat van, is 'n jong, ryk man. Wie wil daai drie hê? Jong wees, ryk wees, en 'n ruler, hy was 'n ruler, en jy regeer. Alles together, né? Ek het geld, ek is nog jong, ek is verfris, ek regeer. Tog in al daai vriend, is daar 'n leemte. In daai siel is daar 'n roeping, daar's iets wat tekort. Ek weet ek kort iets. Vanmôre wil ek jou uitnooi. As jy vanmôre een van daai is wat jy luister na my woord en jy weet daar's iets kort. Hierdie ou praat met 'n passie wat ek nie ken nie. Hierdie ou praat met 'n oorgawe wat ek nie ken nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, sy naam is Jesus en jy moet hom volg en jy moet sy disipel wees. Jy moet sy disipel word, 'n volgeling van die God, die redder van die wêreld, vir my en vir jou geslag. Ek en jy moet dit verstaan. Hierdie man kom by hom. Hy sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Wat is Jesus? Waarom noem jy my goed? Want in homself het hy geweet, daar is niks goed nie. In die vlees, wat sê hy? Wat sê Jesus oor sy doen en laat op die aarde? Ek doen niks wat ek nie sien die Vader doen nie. Ek sê niks wat ek nie hoor die Vader sê nie. So hoekom noem jy my goed? Dis nie ek wat goed is nie, maar dis die Vader wat my die inligting gee oor wat ek moet doen. En ek volg hom. Selfs met my in jou lewe. Dis die Heilige Gees wat nou in my en jou woon, wat ons die inligting gee oor hoe mense te hanteer, hoe om jou vrou te hanteer, jou kinders te hanteer, jou vyand te hanteer, jou werkskollegas te hanteer, hulle wat jou parking steel, hulle wat oor jou voete ry, hoe om hulle te hanteer. Dis die Heilige Gees wat jou lei. Want ek weet in myself woon daar niks goed nie. Daarom moet ek myself verloon. En daarom vat ek my kruis op en daarom loop ek agter hom aan. Hy sê, hoekom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. En hy sê vir hom, jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis gee nie. Jy mag niemand tekort kom nie. Eer jou vader en jou moeder. Daai is 'n groot een. Eer jou vader en jou moeder. Want ek weet, daar's baie mense wat sê, hulle verdien nie my eer nie. As jy weet hoe my pa my behandel het, as jy weet hoe my ma behandel, hulle verdien nie my eer nie. Luister vir my. Dis nie wat die woord sê nie. Hy sê nie, kyk hoekom jy hulle moet eer nie. Hy sê nie, kyk of hulle waardig is nie. Dis nie wat die woord sê nie. Eer jou vader en jou moeder, laat jou dae verleng mag word. Het jy geweet, dit het direkte kontak met hoe lank jy lewe? Want mense sal sê, God, dis my dag, hy ken my dag, dis my tyd, hy gee vir jou belofte, en die Bybel sê vir ons, dis die eerste belofte met 'n beloning, kom ons stel dit so. Eer jou vader en jou moeder. Ongelukkig eer ons dit wat ons vader en ons moeders aan ons gedoen het. Elke dag. So hoe is jou verhouding met jou ma en pa? Jy weet, ek wil nie daaroor praat nie. Ons eer hoe hulle ons behandel het, self gebroke mense, self mense wat God nie geken het nie, self mense wat uit hulle gebrokenheid probeer het die beste doen wat hulle kon, en totaal en al gefaal het. En nog steeds laat kinders van God bepaal hoe dit hulle vorm identiteit vorm. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is nie wie jy is nie.
dit wat hulle gedoen het, dit wat hulle gesê het, die geleenthede wat jy nie gekry het nie, dit maak nie saak nie. Jy is 'n nuwe skepping. Jy het in God nuut geword. Jy het nie beter geword nie. Jy's nie 'n verbetering op die oue nie. Jy is splinternuut. Dis wat Jesus probeer by my en jou deurkry. Jy is splinternuut. Dit hoef nie te bepaal hoe jy mense hanteer nie, of hoe jy voel nie, of die emosie. Dit moenie so wees nie. Daar's 'n nuwe lewe in my en jou. Ek het gekom dat jy hierdie lewe en lewe in oorvloed kan hê. Hy sê vir hom, die jong man antwoord, hy sê, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Van kleins af. Ek wonder hoekom was hy 'n ryk jong ruler. Ek sal sê hoekom, glo ek, my opinie, want hy het die woord van God gehou van die jong ouderdom. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar's van u wat miskien vandag vir my kan sê, maar weet jy jongen, ek het in die kerk groot geword. Ek kon nie onthou toe ek nie 'n Christen was nie. Ek kon nie onthou toe ek nie 'n kind van God was nie. My vraag aan jou is, kon jy onthou toe jy wedergebore word? Kon jy onthou toe jy 'n ondervinding met Jesus gehad het en hy trek in jou in en ewe skielik begin hy jou verander. Ewe skielik begin hy transformasie gebeur. Ewe skielik voel jy iets, jy lees die Bybel anders, jy sien dinge anders, jy sien mense anders, want iets het gebeur. Hierdie jong man het al die regte goed gedoen van sy jeug af. Hy het die woord van God onderhou, maar hy het nog steeds geweet in sy binnekant, iets is weg. Daar's iets wat tekort. Ek is ryk, ek het al hierdie besittings, ek het al hierdie goed, daar's iets wat tekort. En dis hoe hy by Jesus kom. Hoor Jesus se respons. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry. Het hom nie lief gehad voor die tyd nie. Hy het. Iets het in Jesus gebeur. Hy het die verlange in daai hart gesien. Toe hy na die jong man kyk, sê die Bybel, hy het hom lief gekry. Hy wil vir hom gee dit wat hy gesoek het. Hy wil vir hom antwoord gee, hy wil hom loskoop. Uit dit, alhoewel hy al die aardse weelde gehad het, al die rykdom gehad het, alhoewel hy jonk was, alhoewel hy 'n leier was daar iets kort. Daar was iets kort, die verhouding met Christus Jesus, die verlosser en die saligmaker van sy siel. Jesus sê die Bybel het hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het. Nie 50% nie 70% nie, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes. Luister mooi, die uitnodiging, ons het nou gepraat. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, as jy dit klaar gedoen het. As jy klaar ontslaag geraak het van hoekom jy my nie kan glo nie. As jy klaar ontslaag geraak het van al jou verskonings oor hoekom ek, en ons blameer God. Waar was jy toe dit gebeur het? Waar was jy toe dit? U sê hy is altyd by my, maar en ons verstaan nie die God wat ons dien nie. Ons verstaan nie die karakter van hom wat ons dien nie. Ons verstaan nie die heiligheid met wie ons te doen het nie. En ons maak al hierdie aanklag, ons God regtig so goed is. Dis wat die wêreld vir jou sal vra. If your God is so good, why does this happen? Why do millions of people die of starvation? If your God is so, as God so groot is, hoekom gaan dan miljoene mense doodgaan van honger? Terwyl daar genoeg resources is in hierdie wêreld om hulle almal te voed. En jy vir my sê ons is selfsugtig nie. Die selflewe is nie evident nie. Ek het $1 biljoen, maar ons nog steeds iets leeg. Ek wil Jesus volg, maar ek kan nie sy woord glo nie. Ek kan nie glo dat hy sê ek is vry nie. Ek kan nie glo dat ek anders te kan voel nie. Ek kan nie glo dat my emosies kan verander nie. Ek kan dit nie glo nie, want ek is so vasgevang in die identiteit van self. Daar's geen antwoord vir my nie. Hier's hoe hierdie jong man voel toe hy by Jesus kom en die Bybel sê vir my, Jesus het hom lief gehad. Hy het hom lief gekry en hy het vir hom sê jy kort een ding, vriend. Want wat het Jesus na gekyk? Was dit oor die geld? Was die ding oor geld? Dit het niks met geld te doen gehad nie. Dit het te doen gehad met wat's in jou hart. Dit het te doen gehad met die toestand van die hart. Want hy het geweet, hierdie jong man hou vas aan die rykdom. Hy dink dis wat hom identiteit gee. Dis wat hom 'n jong ryk leier maak. Jesus sê gee dit op. Vir my en vir jou is dieselfde, vriend, jou oorwinning, ek beloof vir jou, jou oorwinning is een besluit weg.
Dis net wanneer gaan jy ophou luister na die vyand en 'n besluit maak om God te glo. Hierdie Jesus wat jou uitnooi om sy disipel te wees en agter hom aan te loop. Wie's bly hulle het gekom? Ja, daar's hy. Ons is nie kwaad vir mekaar nie. Ons is nie kwaad vir mekaar nie, maar ons gaan mekaar se hande vat en sê kom aan. Kom ons wees nie verstoor in 'n wêreld wat verlore gaan. Vriend, as ek en jy nie huil vir hulle daar buite nie, vir wie huil jy? Vir jouself en wat jy nie kry nie en hoekom jy nie reg is nie en hoekom dit nie gebeur het nie en hoekom die swaarheid op jou is en hoekom daai familielid. Luister vir my. Kom ons vat mekaar se hande en ons kyk na buite. Ons gaan uit. Dat mense na jou lewe kyk en jou Vader wat in die hemel is verheerlik oor jou goeie werke. Nie om hulle te impress met wie jy is nie, maar om vir hulle te wys daar's 'n ander lewe. Ek is dood tot self. Gee jy nie om met hulle so met jou praat nie. Gee hulle nie. Weet jy wat die grootste beskuldiging wat my werkskollegas aan my kan doen? En nou 'n paar keer gedoen. You are way too nice. Praise God. Praise God. You are way too nice. Kom jy oomie by die counter. Hy is seker 80, ek skat. Hy soek 'n ou reentjie vir sy swembad. Wat is my werk se prosedure? $20 minimum. Die ou reentjie kos 20 sent. Nou kom hy dan. En hy sê Anita is oudie. En nou sê die staf $20 million. $20 million. No, minimum $20. Nou kyk ek so. En sê, oh, no, I can't pay that. I'm just a pensioner, I can't pay $20 for that. Yeah, sorry, we can't help you. Gryp ek die ou rinkie, dan loop ek agter hom die stoor, dan kry ek hom by sy kar. Sê ek go, sir. Baie keer is hy voor hulle, sê ek vir hom, you know what, I'll pay for that. I'll pay the $20, give him his. Want daar's iets in my. Daar's 'n Jesus wat in my is, wat sê, dis nie hoe dit moet wees nie. En dan sal hulle vir jou sê, you're way too nice. You're way too nice. They're wasting your time. They're taking this, they're taking that. Luister vir my. Oh, praise God. We are different to this world. We are not being conformed to this world. We are being changed. We're being transformed by the renewing of your mind through this Christ that's on the inside of us. Vader, mag U ons help. Hy het hom aangekyk. Hy het vir hom gesê, jy kort een ding, kom verkoop alles, gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier. Dat is die volgende ding, wie wil raai? Neem jou kruis op en volg my. Selfde ding, selfde uitnodiging, verander nie, reg deur sy ministry, dit verander nie. Dit verander nie, dit sê, kom ons kyk hoe goed ons jou kan maak nie, kom ons kyk hoe die omstandighede jou kan vorm nie, en dan vat ek jou en dan mold ek jou en dan kyk ons hoe jy werk nie, dis nie wat hy sê nie, dis nie wat hy beloof nie, hy sê vir jou, hy sê vir daai jong man, gaan verkoop alles wat jy het, gaan gee dit aan die armes, want jy gaan 'n skat in die hemel hê, nie op hierdie aarde nie, en dan, vat jou kruis, en volg my. Maar hy het treurig geword, soos ons dit, treurig geword, ag is te groot, is te veel, ek kan nie die minste wees nie, jy verstaan nie met wie ek getroud is nie, nee ons verstaan, speletjie, grappietjie, my treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad, baie dinge wat hom gehou het, toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan, en weer eens, dit gaan nie oor geld nie, hoe beswaarlik sal hulle wat hulle verlede glo, bo my woord, in die koninkryk van God ingaan. Hoe beswaarlik sal hulle wat elke dag bekommerd is oor môre en wat gaan gebeur en hoekom en so aan. Hoe sal hulle in kan kom in die koninkryk van God? Dis dieselfde vir almal. Dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan nie oor die besittings nie, dit gaan oor die kondisie van die hart. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En hulle was uitermate verslae. En het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Goeie woord,
Goeie vraag. Ons dink altyd hulle was arm. Hierdie klomp mense was nie arm nie, hulle was vissers. Hulle was tollenaars, hulle het geld gehad, hulle het bote gehad, hulle was nie arm nie. Maar hulle weet dit, wie van ons gaan gered word. As dit is wat gevra word, om jou hele lewe neer te lê, om jouself heeltemal te verloor, jou eie ek neer te sit, jou kruis op te vat en agter hom aan te volg, wie gaan gered word? Wie gaan dit maak? Jesus se antwoord. Maar Jesus het al ingekyk en geantwoord. By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Want by God is alle dinge moontlik. Wanneer jy jou lewe uitverkoop aan hom, vriend, is alle dinge moontlik. Wanneer ons lewe nie uitverkoop aan hom nie, is alle dinge nie moontlik nie. Dis wanneer dit swaar is. Dis is wanneer ons die vraag vra, wanneer gaan hy my red? Wanneer gaan hy dit doen? Wanneer gaan hy my gebed antwoord? Wanneer gaan hy dit? Wanneer gaan hy daai? Wanneer gaan hy doen wat ek vra? Wanneer gaan ek God kan command en sê, so doen dit, doen daai. Luister vir my, jou lewe is nie om God te command nie. Jou lewe is om sy commandments te glo, sy woord te glo in dit wat hy van jou sê en daarin te wandel. Hy sê vir hulle, maar by God is alle dinge moontlik. Toe kom Petrus vir hom te sê, kyk, ons het alles verlaat in die gevolg. Jy het ons alles gekos, jy het my by 'n boot gekry, jy het my by jou vissermans besigheid, jy het my geroep, ek het agter jou aangekom, dit het my alles gekos. Jesus sê, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of gronde terwille van my, en ons dink dit. Wel, dis ek moet nou ergens in Thailand gaan sendingwerk doen en ek moet dit. Dis nie wat dit beteken nie. Terwille van my. Hulle wat selfs hulle familie bo my stel. Hulle wat vir my sê, my familie, ek stel my vrou nie bo jou nie. Ek stel my kinders nie bo jou nie. Ek stel die nie bo jou nie. Ek stel nie my werk bo jou nie. Dis waarvan hy praat. Hy wat alles bereid is om alles te gee en sê alles is onder jou beheer in elk geval, Jesus. Hulle. Hy praat van hulle. Daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders op grond terwille van my en van die evangelie verlaat het nie. Of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel. Huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolgelinge in die eeue wat kom, die ewige lewe. Saam met vervolging. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees. En dit wat laaste is, eerste. Hy keer alles altyd om. Alles hoe ons dink dit gaan werk, sy doen nie anders te. Doen dit op 'n ander manier. En hierdie Jesus, vriend, nooi vir my en jou uit. Want ons lees skrifte wat vir ons moeilik is om te glo en te verstaan. En een van daai skrifte is in Matteus 10 vers 34 tot 37. Ek lees dit vir u. Moenie dink dat ek het gekom om vrede op die aarde te bring. Dis Jesus wat praat. Moenie dink ek het gekom om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Hoe lees jy dit as 'n kind van God? Wat bedoel hy? Wat hy wil sê? Want ek het gekom om tweedrag te verwek. Jy kan nie iets verwek wat nie daar is nie. Jy verwek iets wat reeds daar is. Ek het gekom om tweedrag te verwek. Tussen wie? Tussen 'n man en sy vader. Tussen 'n dogter en haar moeder. En 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Dis die lam van God, dis Jesus wat hier praat. Ek het nie gekom om vrede in jou huishou te bring. Dit tot my kop, want natuurlik het jy. Jy wil hê ons moet oor die weg kom. Jy wil hê. Wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En hier kom hy weer. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. Wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. En daarin is die waarheid vir my en vir jou. Wanneer
jou broer of jou vader of jou nie met jou saamstem nie en hulle eie wil hê en jy is die minste en jy sê weet jy wat ek sal doen net wat jy sê. En hy sê ja, jy's nou hierdie Christen, jy's nou net die en jy's nou daai en jy's nou die. Dis hoekom Jesus sê as jy hierdie lewe gaan volg, gaan jy teen mense opkom wat nie hierdie lewe volg nie. Daar gaan swaard wees, daar gaan verwarring wees, daar gaan mense in jou eie huis wees, jou eie man, jou eie vrou kan jou teenstaan met hierdie waarheid. Hy sê dit vir my, hy waarsku vir my en vir jou. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, waar jy kan lewe soos jy wil en sy lewe soos hy wil en daai lewe soos jy wil en jy is net in jou hokkie nie en jy doen net wat jy doen nie en dit pla niemand nie. Dit moet iemand pla. Die Jesus in jou moet iemand pla. Iemand wat selfbewus is en net aan homself dink en nie hulle beste lewe lewe nie. Daar moet 'n uitnodiging en 'n uitdaging wees van jou lewe na hulle lewe. Dat wanneer hulle wil hê jy moet opset wees en wanneer hulle dinge sê om jou te opset, want hulle weet hulle is omgekrap. Jy het iets gedoen wat hulle nie like nie. Daarom sal hulle vir jou sê en statements maak en sê jy nou weer dit hoekom maak jy venster so wyd? Kan jy sien hoe waai die wind nie? Het jy nie gesien hoe lyk dit nie? Kyk nou daar, daai hele gordyn is nou afgewaai. Gaan dit regtig oor die gordyn? Gaan dit reg en jy sê weet jy my liefling, dis vir my so groot plesier om daai gordyn vir jou reg te maak. Weet jy wat ek sê net geskeur? Ek vir jou nie weer inkom. Sê nou, dis nie verstaan nie wat ek sê nie. Jy probeer net nice wees. Nee, ek probeer net soos Jesus wees. Maar dis die roeping. Ek moet myself verloon. Ek moet my kruis vat. En ek moet hom volg. Ek hoop vandag mense kan sien ons is volgelinge, disippels van Jesus. Wat is die prys? Jou lewe. Alles. Wat kos dit? Dit kos alles. Dit kos alles. Alles wie jy dink jy is, al daai dinge wat jy in jouself opgewerk het vir jare en jare om net iets te wees dat iemand kan dink jy's iets. Hy sê, lê dit alles neer en wees wat ek jou gesê het jy is. Wees wie ek is. Hou bekommerd wees. Hou op dat jou verlede jou toekoms bepaal. Hou op dink dis hoe dit moet wees en dis wie ek is en dis wat ek is, daai en sê dit, daai en sê dit. Miskien luister en ek maak nie verskoning vir maniere wat as jy iemand het wat in jou huis bly en hulle maak nooit skoon nie en hulle los alles net lê en hulle asseblief moenie soos Jesus wees, die minste wees en sê ag weet jy wat, ek gaan net vir jou skoon maak nie. Wees jy leef jy en dis nie wat ek sê. Daar is 'n gesag en autoriteit in die naam van Jesus dat wanneer jy in daai omstandighede is, sal die mense outomaties lig na die standaard wat jy stel. Die standaard wat jy stel, ek kan net een standaard wees. En vriend, asseblief, ek is nie daar nie. Ek is op pad. Ek is beter as wat ek gister was. En môre gaan ek weer beter wees. Want ek gaan elke dag sê, verloon jouself elke dag. Vat jou kruis op en volg agter my. Kom ek en jy wees werklike disippels van Jesus en volgelinge van Jesus. Dit gaan nie oor hoe groot hierdie kerk word nie. Dit gaan nie hoe groot hierdie kerk is nie. Dit gaan hoe groot jou lewe daar buitekant is in 'n wêreld wat verlore gaan. Kom staan met ons. Vader, ons dink baie keer dis 'n harde woord. Maar die realiteit is, dis een besluit weg. Wanneer ons net 'n besluit maak en sê, weet jy wat? Ek lê my lewe neer. Ek buig my knieë voor die koning van die konings en die Here van die Here en ek gee hom my hele lewe. Ek gee hom my vrou, ek gee hom my kinders, ek gee hom my besigheid, ek gee hom alles omtrent my. Alles wat ek opgebou is, alles wat mense gesê het, alles wat mense gedink het, lê ek aan sy voete en ek sê vir hom, vandag Here, gee ek dit alles vir U en ek vind my nuwe lewe in U. Ek tel my kruis op en ek volg agter U aan. En Vader, as ons dit doen, as ons daardie lewe begin lewe, die wonderwerke, die dinge wat ons wil sien, U sê vir ons, soek eers my koninkryk. En al die ander dinge wat jy nodig het, gaan vir jou bygevoeg word. Dan sien ons hoe die woord werk. Wanneer ons begin doeners wees van die woord en nie net hoorders nie. Ek bid vir elke een wat hierdie boodskap sal hoor, Here, dat U in hulle hart sal werk.
dat U hulle sal uitnooi na die lewe, dat nie een van hulle sal wegloop en sê, dis onmoontlik, ek kan dit nie doen nie. Al wanneer ons dit sê, is wanneer ons nog vol is van self. Ons glo nie wat God sê nie. Vader, dit is die grootste, it's the biggest form of pride, when we cannot believe what God says about us. Wanneer ons eie opinies en dit wat mense gesê het en dit wat omstandighede bepaal, wanneer ons dit stel bo wat God sê. En dan sê ons, ek is maar net minderwaardig. Nee, ons is vol van trots, Here. En vanmôre buig ons die knie en ons sê, Here, vergewe ons. Kom raak ons aan opnuut, Heilige Gees. Kom was ons weer skoon met die bloed van Jesus. Elke probleem, elke omstandighede, elke situasie, elke leuen van die vyand, kom was ons. You come and cleanse our conscience by the blood of the Lamb. Your conscience, ons gewete word gewas, word gereinig deur die bloed. Ons onthou nie eers die verlede nie. Ons is gemaak vir 'n nuwe dag en 'n nuwe toekoms. En daai nuwe dag en nuwe toekoms is in U. En ons dank U daarvoor. Ons vra dat U dit verseël in ons lewe deur die Heilige Gees. Amen. Amen. Dankie.